Dit is maklik om in ondankbaarheid vasgevang te raak, om daardie soort van verkeerde gewoontes te akkommodeer. Ek verduidelik dit met 'n storie van 'n boer wat getuig het, hoe dat hy nie dankbaar teenoor die Here geleef het nie. Natuurlik het hy goeie verskonings gehad. Dit was sy gewoonte om net 2 keer op 'n jaar kerk toe te gaan. Dit was nou met Kersfees en op Paasfees. Een jaar toe Kersdag op Sondag geval het, het die boer besluit, dit is nou tyd om kerk toe te gaan. Die preek daardie dag het gekom met 'n teks in Jesaja 1 vers 3, wat vir ons sê, 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy baas. Maar Israel ken my nie. My volk het geen begrip van wat ek doen nie. In die preek het die predikant verduidelik dat Jesaja sê, 'n mens kan onverstandiger as 'n dier wees. Want selfs diere wys soms hulle dankbaarheid en hulle waardering. Na kerk het hierdie boer huis toe gegaan. Hy het daar by sy beeste gaan staan. Een van die koeie het begin om sy hand te lek. Vir hom was dit 'n praktiese demonstrasie van die preek wat hy die oggend gehoor het. Hy het gevoel die Here praat met hom. Alhoewel hy nie sommer sy emosies gewys het nie, kon die boer nie sy trane keer nie. Hy het gesê, weet jy, die Here doen so baie vir my. En ek is so traag om dankbaarheid en erkenning aan hom te betoon. Hierdie koei is beter as wat ek is. Wat gee ek ooit anders vir haar as gras en water? Hy het net gesê, dit kan nie so aanhou nie. Weet jy, die Here het Israel elke oggend met hemelse manna gevoed. Tog het die meeste mense moeg daarvoor geword. Hulle het gekla. Hulle het gesê, as niks behalwe hierdie manna voor ons nie. Kan jy dink, niks behalwe manna nie. Hulle het elke oggend 'n wonderwerk van God se voorsiening ervaar, maar hulle het glad nie meer opgewonde daaroor gewees nie. Hier is niks behalwe manna voor ons nie. Ek wil graag 5 maniere vir jou noem, hoe jy dankbaarheid kan bou. En die eerste is, begin jou dag met die Here. Maak seker dat jou gesin daagliks deur woorde en dade daaraan herinner word, dat die Here die een is wat al die goeie gawes vir jou gee. Dit gaan nie daaroor dat jy 'n vertoning maak nie, maar die mense om jou moet sien dat jy dankbaar is, dat jy erkenning gee aan die Here se voorsiening. Nommer 2, stel jou daarop in om dankbaarheid teenoor hulle wat naby jou is uit te spreek. In 'n dankbare mens maak dit altyd 'n natuurlike deel van die gesprek om dit uit te lig waarvoor jy dankbaar is. Dit doen iets aan jou huismense, as hulle weet dat jy hulle raak sien, dat jy dankbaar is vir hulle. 'n Derde gedagte, hou op om te kla. Dit is so maklik om 'n ontevredening uiting te gee. Weet jy, jou huismense leer nie net dankbaarheid by jou nie. Hulle leer ook hoe om te kla en te kerm deur jou dop te hou. Die volgende keer as jy in die versoeking is om oor die omstandighede te kla, begin eerder om jou seëninge een vir een te tel. Nommer 4, dit is maklik om seëninge as jou reg te sien. En dit maak jou maar net minder dankbaar vir wat jy het. Weet jy wie is die werklike ryk mense in ons samelewing? Dis hulle wat dit geniet, wat hulle het. Laastens, jy moet leer om weer te sing. Paulus sê jy moet leer om uit dankbaarheid te sing. Hy skryf hieroor in Efesiërs 5 en Kolossense 3, want lofliedere dwing jou om te fokus op wat die Here vir jou gedoen het. Ek daag jou uit, gaan wys vandag jou dankbaarheid. Kom ons bid saam. Here, bewaar ons van hierdie sonde van ondankbaarheid. Amen.